Psalm 32 handel ten diepste oor lewensgeluk. Dit begin daarmee. Ons lees vers 1 en 2. Dit gaan goed met, of salig is die mens, of gelukkig is die mens, wie se oortredinge nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, of salig of gelukkig is die mens, vir wie die Here die oortredinge nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Die Psalm eindig weer met 'n drieledige oproep tot blydskap. Verbly julle in die Here, juig regverdiges, jubel opregtes. Tussenin hanteer Dawid die probleem, die werklike probleem van sonde wat skeiding bring tussen ons en God, en wat negatiewe gevolge vir ons lewe het. Onbeleide sonde, so het ons gisterand gesien, skep 'n naderhand onoorkombare kloof. En die gevolg daarvan is onvervuldheid, 'n gebrek aan lewensgeluk. Dit kan selfs tot fisiese ongesteldheid lei. Wat maak ek dan met my sonde, my oortredinge en my opstandigheid? Dawid skryf in vers 5. Toe het ek my sonde bely, my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid. Weer 3 dinge. Sonde bely, dit nie weggesteek nie. Ek het gesê, dit klink so eenvoudig. En op 'n manier is dit ook werklik so eenvoudig. Ons moet dit nie meer ingewikkeld maak nie. Dit moet gedoen word, dit kan gedoen word, en ons moet dit doen. Tog beteken eenvoudig nie ligtelik nie. Dit vra 'n doelbewuste erkenning van sonde en van die foute in my lewe. Dalk is dit die moeilikste om die sonde te erken, of dalk nog moeiliker om die sonde te herken. Die Heilige Gees met die woord van die Here as 'n spieël is daarvoor nodig. Anders sal ek dit nie herken nie en nog minder erken. Maar as ek dit herken as sonde, dan moet ek dit ook erken. En dan moet ek dit nie wegsteek nie. Ek moet dit in die oopte bring. Ek moet dit nie ignoreer of dink dat niemand sal weet. Ja, selfs al bemeester ek die kuns om dit vir mense goed weg te steek, kan ek dit nie vir die Here wegsteek nie. Hy weet mos in alle geval, hy ken ons my gedagtes, en ek kan ons nêrens vir hom wegkruip nie, volgens Psalm 139. En ek moet ook bely, ek moet ook sê, ek moet bely dat my sonde opstandigheid teen die Here is. En daarom moet ek dit sê, ek moet dit oopkry, en dan moet ek dit uitkry. Ek moet dit formuleer, dit verwoord. Ek moet myself hoor sê. Ander moet hoor wat ek sê. Die Here moet hoor wat ek sê. Nie dat ek hom daarmee op hoogte moet bring van my sonde nie, hy weet tog. Maar sodat die hindernis in my verhouding met hom uit die weg geruim kan word. Sodat ek weer in die oopte, oop en bloot voor hom kan lewe. Skuldbelydenis is 'n opdrag in die Bybel. Dit is die manier waarop ek ontslae kan raak van die bagasie wat ek elke dag onbewustelik, soms ook bewustelik opbou om 'n groter wordende kloof tussen my en die Here te veroorsaak. Ek moet dit bely. Niemand anders gaan dit doen nie. Niemand anders kan dit doen nie. Ek moet. Maar dink ook aan skuldbelydenis as 'n genademiddel. Dis iets wat ek ontvang omdat die Heilige Gees my gewete op grond van die woord van die Here vorm. Dis 'n genademiddel wat gegee word aan elke kind van die Here, wat deur Christus in 'n lewende verhouding met hom lewe. Dis iets wat ek ontvang, omdat die Gees my geneigtheid tot selfhandhawing en beterweterigheid omkeer, omdat hy my bevry van die leuen en my in die waarheid wil laat lewe. Kom ons gebruik hierdie genademiddel. Kom ons bely ons sonde, ons oortredinge, ons opstandigheid teenoor die Here.
Goeienaand.